Goeiedag, hierdie is een van die eerste werkkaarte wat ons gaan hanteer in waarskynlikheidsleer graad 10. 'n Bietjie van die agtergrondskennis reg te kry. Lyk bietjie die mekaar en vol. Ons gaan stukkie vir stukkie opbreek en dan probeer verduidelik wat aan die gang is. Ons begin hier 'n verduideliking. Die gewone soms sal mens gewoonlik nie die groot woorde daar sien nie, maar ek probeer dit net 'n bietjie koppel aan die syllabus. Goed. Die eerste ding sê ons hierbo, ons vat een eksperiment met twee gebeurtenisse, dit sal nou 'n som wees in die toekoms of 'n probleem. En dan sê kom ons rol 'n sessydige dobbelsteen, ons sal dit 'n eksperiment noem, en dan is daar twee gebeurtenisse. Al die ewige getalle in die eksperiment sal ons A noem, en al die getalle kleiner as 5 in die eksperiment sal ons B noem. Jy sal nie weer die hele tyd eksperiment sê nie. Hierdie inligting het ons nou omgesit. Ons sê hierso bogenoemde inligting was nou in woorde. Kom ons skryf dit 'n bietjie oor in wiskunde. Ons gaan dit nooit natuurlik in 'n vraestel of 'n ding doen nie. Ons skryf eers die steekproefruimte altyd neer. So S is en dan hierdie getalle wat ons hier uitgehaal het. Dit was die 6 al 16 nommers wat uit die dobbelsteen uitgekom het. Dan skryf ons die gebeurtenisse gou neer. So A is dan 2, 4 en 6, al die ewige getalle. En dan B is 1, 2, 3 en 4. Dit is al die getalle wat kleiner is as 5 in die eksperiment. En dan gebruik ons 'n Venn-diagram om dit in inligting voor te stel. Ons teken eerstens 'n reghoek en dan binne in die twee sirkels. Ons gaan hom oor die algemeen altyd laat oorvleuel. As dan net niks hier inval nie, dan skryf ons net niks daar nie. Goed, dan sê ons A, het ons hierso gesê, is 2, 4 en 6, maar 2 is in al twee van hierdie en 4 is in al twee van hulle. So ons sit die 2 daar en die 4 daar, en wat oorbly dan die 6 hierso, sit ons dan daar neer, en dan het ons daai 1 en die 3, wat nog nie plekkie gekry het nie, wat ons nog steeds binne in die B moet sit, so B is, as jy nou oplet, so sien het hy daar 1, 2, 3 en 4 in, en 6 hierso het 2, 4 en 6 in, getal wat ons nou nog nie van die steekproef gebruik het nie, is die 5, hy is ook hierso neergeskryf. Ons het die probleem nog steeds hierso bo in die hoekie gehou, dat ons net ons feite by mekaar kan hou, en nou gaan ons die verskillende vrae hanteer. Ek wil graag hier 'n bietjie oplet. Hierso staan 'n S, hier staan N van S, hierso staan P van S, so dit is 'n klomp gedeelte ons van S kan vra. Net iets anders voor ons verder gaan. Dit is wat volgens syllabus is wat ons moet skryf in die somme, maar baie keer begin die mense die kinders voorberei vir universiteit, dan gebruik hulle hierdie. Ek stel voor dat ons by daai bly, want dit is wat die syllabus sê, maar dit is oop vir elke persoon om self te besluit. Ek het die sterretjies hier bygesit. Volgens my is dit nie in die syllabus nie, maar die handboeke gebruik dit en almal gebruik dit, so ek dink ons moet leer maar vir die kinders langs die pad hoe dit werk. Ek gaan hoofsaaklik werk met die woord of en nie. So met ander woorde, ek gaan met daai weer 'n keer die of, die en die nie. Ek gaan my daarmee besig hou. Kom ons kyk dan nou, wat is die verskil tussen hierdie vrae? As hulle my vra wat is S, dan gaan ek die antwoord daar inskryf. S met niks by hom nie, beteken dus met ander woorde net al die elemente van S wat ons moet neerskryf. N van S beteken dan die hoeveelheid elemente wat binne in S is, soos oral in wiskunde, die N beteken nommer, die hoeveelheid van die ouens wat binne in S is. Verstaan nou die verskil tussen die S wat jy daar sien, 6 wat jy daar sien en die 6 wat jy daar sien. Hierdie is daar 6 elemente daarin, daai 6 is een van die elemente in die steekproefruimte. Daar's 'n verskil en dit is mense dit eers snap, raak dit baie lekker. Die volgende is dan P van S, is die waarskynlikheid dat S sal gebeur. Net weer op, die verskil tussen die een wat jy hier sien en die een wat jy daar sien. Daai is een van die elemente van die steekproef, en hier is 'n waarskynlikheidsantwoord. So versigtig as mens hier werk, dit is nie moeilik nie, mens moet dit net een keer by mekaar sien. Volgende gaan ons kyk na A, en dan gaan ons natuurlik dieselfde kry, die N van A, en ons gaan weer die P van A kry, gaan op dieselfde prinsipe werk. Dit gee vir ons dan A is 2, 4 en 6, dis dan die versameling van A. Hoeveel mense is daar in A? 3, hoeveel elemente? En waarskynlik dit A sal plaasvind, is die 3 elemente in A bo die 6 van die totaal, wat dan vir jou altyd vir eenvoudige half gee. Ek hou daarvan dat ons by die 3 op 6 bly, die sakrekenaar gebruik en dan die half uitwerk. Die B, die hoeveel getalle is daar in B, en die waarskynlikheid dat B sal plaasvind, sal aan dieselfde werk. Volgende wil ons bietjie tyd spandeer aan die woordjie of, wat ons hier sien, die woordjie en wat ons daar sien, en die woordjie nie wat ons daar sien, word op 'n paar ander plekke ook gebruik, maar dit gaan net oor die en, die of en die nie. Kom ons kyk bietjie wat hulle beteken. A of B beteken al die elemente wat ons binne in A
en binne in B kry, saamgegooi, of is die hele klomp elemente van al twee daai ouens saamgegooi. Die volgende een is die N hierso, so net verduidelik wat dit is. Dit is die getalletjies wat daar sit, wat in A en in B is. Mens raak nie mekaar, want N is so half vir ons in Afrikaans, asof dit alles moet wees, maar N is net daai tweetjies wat daar staan, wat in A en B is. Dit is dan die antwoord 2 en 4. Let op dat hier geen N of P voor hierdie getalle staan nie. Dit beteken is net soos die eerste ry wat ons gehad het, ons skryf net die elemente neer. Dis wat ons hierso doen. Daar's geen N of P ter sprake nog nie. Die volgende een hierso is nie A. Presies wat hy sê, word in wiskunde ook so geskryf, nie deel van ons syllabus nie, maar ons sal wel in die handboek in die goeie sien. Maar nie A is presies wat dit sê. Dis nou die ouens wat nie in A is nie, dis daai ouetjies wat ons daar sien. Hulle 3 is nie in A nie. En daar's nie 'n N of ietsie voorgeskryf nie. So dit gee vir ons dan daai antwoord 1, 3 en 5. Ons behoort nou 'n gevoel te begin kry wat die N van nie A is nie, so ons gaan hierso met ander woorde hierdie nie A wat ons hier gehad het, gaan ons dan met ander woorde nou sê hoeveel ouens is daar wat nie in A is nie. Hier gaan ons sê hoeveel ouens is daar wat nie in B is nie, of elemente of mense of en in hierdie is dan weer die volgende een, ons gaan hulle een vir een hanteer. Ons begin met hierdie enetjie. Goed, kom ons kyk na die vraag. Hoeveel elemente is nie in A nie? Ons gaan hier op na die prentjie toe. Ons sê daar is A. Daar is die ouens wat nie in A is nie. Hoeveel is hulle? Hulle is 3. Let op, dis 'n tel. Dis nie een van die 3 soos die 3 wat ons daar gesien het nie. Dit is hoeveel elemente is nie binne in A nie. Kom ons doen nou hierdie een. Hoeveel elemente is nie in B nie? Ons gaan hier op na B toe. Daar is B. Daai 5 en daai 6 is buitekant B. So dit maak die antwoord. Die antwoord is dan 2, né? Die volgende een wat ons nou wil kyk is hoeveel, die nommer, hoeveel is nie in A, wat ons eerstens moet uitwerk, en in B nie. Is 'n bietjie ingewikkelder hierdie een, so kom ons bespreek hom net gou. Nie in A, hierso is A, so nie in A is daai drietjies wat ons daar sien, en B, wat het ek 2 keer gewys? Daai 1 en daai 3 daar. Ek wys net weer, as dan geskryf nie A, so hierdie drietjies is nie A, en B. B het ek 2 keer gewys, wys weer, daai 1 en daai 3 wat daar staan. Ons wil nie weet ons wil nie weet wie hulle is nie, ons net weet hoeveel hulle is, so kom die N hier so staan. Ons antwoord is dan 2. Kom ons by 'n kombinasie van hierdie goedjies wat by mekaar aankom, so kom ons kyk, hierdie is nou 'n bietjie moeiliker, so ons probeer hulle een vir een hanteer. Ons soek eers nie A of B, ons het geleer, ons gaan eers binne in die hakkie werk, so ons kyk waar is A of B. A of B is alles binne in A of B, dis daai hele klomp daar binne in. En ons soek wie nie daar is nie, so dis net daai ouetjie wat daar buite kan staan. Net weer op, na hierdie 5 wat hier staan, dis nie een van die elemente nie, hulle vra, dit is een van die elemente, so dis die 5 wat ons daar sien, wat ons nou daar skryf, ons tel nie hierso nie, hulle vra nie hierso N of P hiervoor nie. Dis net wie is nie in A of B nie, is nie 'n N of 'n P by hierdie ding geskryf nie. Hierdie vraag het weer 'n waarskynlikheid wie is 'n P hiervoor, maar kom ons kyk eers wie is nie A en B, ons gaan soek hulle eerste. Ons begin soos met enige wiskunde, binne in die binneste hakie, dan gaan ons daarna toe, en dan werk ons die waarskynlikheid daarvan uit. So ons soek eers A en B. A en B hierbo is daai tweetjies wat daar sit. Maar hulle sê ons soek hulle nie. So dan is dit daai ou, daai ou, daai ou en daai ou, is dan nie A en B nie, en ons soek hulle waarskynlikheid. Dis dan die 4 op 6, wat vir ons 2 op 3 gee. Hier gaan ons nou wiskunde gebruik, so ons het hier 'n 1 minus gewone wiskunde som, die waarskynlikheid van B. Ek het die voriges hierso net uitgeveer, dat hulle nie in ons pad is nie. Dis dan die 1 wat ons gehad het, wat daar gestaan het, met die minus wat ons oorgebring het, en dan die waarskynlikheid van B met gewone wiskunde is 4 op 6, en dan is die antwoord met ander woorde 2 op 6. Ons moet dit vereenvoudig na 1 op 3 toe, maar ek wil net wys waar die getalle vandaan kom. Ek hoop jy verstaan nou 'n bietjie meer van hierdie afdeling, en dat jy nou reg is om van die spesifieke probleme in hierdie afdeling te hanteer. Geniet die afdeling, dit is nie moeilik nie.